Halleluja, goeiemôre almal. Ons is by dag 3 van ons oordenking en ek het gister 'n bietjie gedeel as Jesus wat die lig is in ons lewe en wat ons help met duidelikheid en wat ons help met die pad vorentoe en wat ons help met daai herstel van vreugde en van blydskap. Amen. Vandag wil ek 'n bietjie met ons gesels oor Johannes 14 vers 27. En dis die woorde van Jesus en hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Nou kom ons byt net gou vinnig vas daar. Hoor hoe mooi sit, hy sê, my vrede gee ek vir julle. Wat beteken, hy het vrede om te gee. Hy het vrede wat hy bied, want hy sê, dis my vrede wat ek vir julle gee. Hy sê, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld kan gee nie. So moenie ontsteld wees nie en julle hoef nie bang te wees nie. Geliefdes, wat probeer hy hier vir ons sê? Hy probeer nie net vir ons sê dat wanneer jy in 'n moeilike tydperk is in jou lewe, dan gaan hy kom en hy gaan jou net gou vinnig kalm maak met vrede nie. Nee, dis nie wat hy gee nie. Hy sê, ek gee vir julle hierdie vrede. Hierdie vrede dui aan na iets meer standvastigs, toe jy sien. Hierdie vrede verwys na, omdat hy wat God is, weet wat môre inhou. Omdat hy weet wat die beste besluite gaan wees vir ons, sê hy, omdat ek nou met jou in verhouding staan, kan jy vir my vra vir hulp. Jy kan na my toe kom en ek sal jou duidelikheid gee, en dan wanneer jy die besluit geneem het wat ek vir jou gee, dan sal jy vrede hê daaroor. Hy sê, want ek gaan jou nie help soos wat die wêreld jou help nie. Hy sê, ek gaan jou bonatuurlik help, ek direk gaan jou help, ek gaan my vrede vir jou gee. Sy vrede is nie net iets fisies wat jou vinnig gaan reguleer nie. Sy vrede is 'n plek wat ons kan vind van skuiling by hom en waar ons net gemaklik by die Here kan wees en sê, Here, ek het vrede oor hierdie situasie want ek weet ek's in regstanding want ek was gelei deur u stem en deur u woord. Halleluja. En geliefdes, daar waar ook al ons is, ons kan net elke keer net rus vind by die Here om te weet dat hy die God van vrede het klaar my lewe uitbeplan. Hierdie jaar is dalk so te sê klaar vir ons, maar is nog nie klaar vir die Here nie. Want die Here, hy volhard. Ek en jy kan dalk 'n bietjie moeg raak hier teen die einde van die jaar en begin sê, nee, wag, ek het klaar afgesluit hierdie jaar. Maar die Here, hy volhard. Die Here wil hierdie hele jaar saam met ons volhard. En hy sê vir elkeen van ons, môre is nog 'n dag, vandag is nog 'n dag, besluite moet gemaak word. Dinge moet gebeur, maar die Here sê, kom na my toe. Ek sal jou help met jou besluite wat jy daagliks moet maak. En dan wanneer jy die besluite gemaak het, wat ek die Here wil hê jy moet doen, dan gaan jy vrede ervaar. Vrede wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Vrede wat net Christus vir ons kan gee. Geliefdes, soos wat ons na die einde van die jaar te beweeg en besluite moet gemaak word en so meer, wil ek elkeen maar net uitnooi en sê, vra vir die Here, Here, help my. Wat moet ek doen? Wat moet ek besluit? Wat moet ek sê? Ek wil in u roete volg, Here. Wat u besluit is wat vir my belangrik is. En dan wanneer jy weet, jy in die wil van die Here besig is, dan ervaar jy vrede wat hierdie wêreld nie kan bied nie. Halleluja. Ag, dankie dat jy saam geluister het, geliefde. Baie lief vir jou. Geseënde dag. Bye bye.